Môre, dis Chris hierso van Fetties Hengelhoekie. Ek hoop julle het almal 'n lekker dag sover. Vandag gaan ek julle wys hoe om die keidierik te vang en wat ek op die keidierik sit wat my al daai groot vis gevang het in Potchefstroom. Nou, die keidierik het 'n spesiale plek in my hart want ek het al my groot vis al op die keidierik gevang met 'n snowman presentation. So kom ons wys julle hoe om dit te doen. So kom ons kry eers ons asie reg. Nou ek gebruik die DMZ se Cocoa Pine pop-ups. Hierdie pop-ups werk vir my baie lekker saam met die SRA banana boilies. Ek gebruik ook die banana en die pineapple boilies. Werk baie goed. Daar sy, kom ek wys julle hoe ek hierdie aas voorberei. Nou eerstens sal ek hierdie pop-up net so hier bietjie trim. Ek like om die onderkant net so bietjie te sny hierso. Dat hy net mooi flush sit met jou boilie. So ek sal hom net so bietjie trim. Sy. En nou gaan ek net my boilie vat, kyk vir die platste kant is en dan hom net so bietjie sny. Soos ek sê, hy hoef nou nie perfek te wees nie, solank hy net redelik flush met mekaar sit. Soos julle kan sien as hy daar sit, lyk hy heel netjies. Nou hier's 'n triek wat ek by Potchefstroom gedoen het wat vir my baie groot sukses gewys het. En dis net om die kante van hierdie boilie net so bietjie af te trim. Dis al wat nodig is, net soos hierdie. So laat ek julle wys hoe lyk hy as jy hom klaar getrim het. En daar sê hy, net soos dit, net die randjies 'n bietjie opgetrim, 'n bietjie meer flush gemaak en hy gaan nou net so op hierdie stroppie gaan. So ek sal so lank hierdie op die biting needle sit en dan kan ons nou begin met die stroppie. Daar's sy, dis nou op ons biting needle, so kom ons begin met die keidierik. Nou, ek like altyd, ek vang maar met Doxa Hookling Pride 25 pond en ek sal begin deur net eers hierso jou herring te maak. So met 'n herring sal ek net so loopie maak, om net so terug oorvou, en om net hierso so deur te vat weer. Hierdie kan partykeer moeilik wees, maar jy kan altyd jou biting needle gebruik, net om daai loopie weer deur te trek. Ek like 'n klein loopie, so ek gaan net so styf trek. En my tag end hierso net so naby as moontlik hierso te sny. Daar's sy. Nou ek gaan 'n hele stuk fluorocarbon insit ook in hierdie stroppie, wat net 'n personal preference is. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan net 'n stuk van hierdie braid afsny, net sodat ek 'n section het waar dit net bietjie makliker kan draai daai hoekie. Net soos dit. Nou gaan ek my pop-up en boilie hier opsit so lank. Net soos dit. En ek gaan nou net 'n boilie stopper hier insit. Daar's sy. Nou het ons hierdie snowman rig op ons stukkie braid. So nou gaan ek 'n White Cape hoek size 4 gebruik van Korda. Hierdie hoek is my gunsteling vir my keidiriks. So ons gaan eers die hoekie net so vashou en ons gaan ons braid net reguit so deur daai oogie sit. Maak seker is die regte kant dat die lyn so uit kan kom. Ons sê. So nou die hair length. Ek like my hair length dat daai hoekie omtrent net so dit sit. Ek like, baie mense weet ek like dat die hoekie om net so raak daar, maar ek like die hoekie as hy net so bietjie van 'n gap daar so het. So, nou die keidierik. Eers hou ons die hoekie so onderste bo en ons pin net daai lyn daar vas. En ons gaan hom 1, 2, 3, 4 keer so omvat
En ons gaan nou net hierdie hoekie omdraai weer, dat hy nou so regop staan. En ons gaan hom nou net vat 1, 2, 3, 4. En ons vat hom net weer deur daai oogie en ons eindig hom af. Sy. En daar het ons die KD presentation. Soos jy kan sien, sit daai hair 90 grade uit. Nou hier is vir my baie lekker stroppie. Sy uit 'n lekker aggressiewe hoekhold soos julle daar kan sien. En soos ek sê, al my groot vis het gekom van hierdie stroppie. So die proof is in the pudding. Hierdie stroppie werk en hy werk baie goed. So kom ons sit nou die fluorocarbon aan die braid. Kom ons doen dit gou. Daar's hy, so kom ons attach gou hom hierso. Dis 'n baie eenvoudige knoopie. Ek vou net hierso my fluorocarbon in 2. Ek my braid so deur, omtrent hoe lank ek hom wil hê, die braid section. Nou ek like 'n lekker kort braid section, net genoeg vir daai hoekie om net freely te beweeg in die water. So ek sal hom omtrent soos dit maak, so 1 centimeter, 2 centimeters lank maak. Nou om die knoopie te maak, is heel eenvoudig. Jy druk hom maar deur en ons gaan hom nou net so 'n paar keer hier omdraai. Ek like om so 5 keer om te draai, so kom ons doen dit gou. Sy, en nou as hy hom daar die tag en deur daai loopie gedruk het, nou kan ons hom net styf trek deur hom eers om te moisten. En dan om net so deur te trek. As jy 'n tangetjie het, kan dit baie help net deur hierdie tag end styf te trek, soos dit. En net hierdie knoopie mooi op te skuif en daar's hy. Jy kan ook jou rietpoelers gebruik, maar as jy op die hoekie trek, moet net nie te hard trek nie, sodat jy net nie daai hoekie beskadig of oop trek nie. En daar's hy, nou sit hierdie knoop baie mooi. Hy gaan nêrens heen nie. En daar's hy, nou's ons knoopie daar net mooi, die tag-ends mooi gesny. So wat ons nou gaan doen, ek gaan Docs se shrink tubing vat en ek gaan net 'n klein stukkie afsny om oor daai knoopie te sit. Kom ons doen dit gou. So ek sal net so 'n bietjie shrink tubing vat. Net so 'n klein stukkie afsny. En om net oor hierso deur sit. Hy hoef nie nou mooi oor die knoopie te wees nie. Ons gaan nou die stroppie ook net in stoom dat daai shrink tubing net baie mooi vas sit. Jy kan ook gewone riet tubing vat as dit mooi vas sit oor daai knopie en nie los gaan wees nie. Daar's hy. So ons sal hom nou stoom as ons die stroppie klaar gebou het. So wat ek nou gaan doen, net om die stroppie mee te eindig, is ek gaan 'n anti-tangle sleeve gebruik. Weer eens Docs se anti-tangle sleeves om net hier deur te ryg soos dit. En dan gaan ons hierdie lyn net mooi vaskrimp. So kom ek doen dit gou. So omdat ek 'n 0.6 mm dik lyn gebruik, gaan ek Monster Kaap se 0.8 mm krimps gebruik om dit so deurvoer en uit 'n gewone loopie maak. Hierso kan jy ook jou strop se lengte bepaal. As jy wil hom korter maak, kan jy hom net sny. Myne like ek hierso by so 25. So ek gaan die hoekie hierso by 0 sit en tot daar by 25 vat, soos dit. Net soos dit en ek gaan hom krimp. Sy. So om te krimp het ek die Monster Kaap crimping tool, omdat hierdie die groot krimps is, die 0.8's, gaan ek hom daar in die 0.8 gleufie insit. Om net mooi align. En ek gaan hom vaskrimp.
Nou as jy hom krimp, maak seker jy druk hom mooi vas, dat hy nêrens heen kan gaan nie. Daar's sy. As jy 'n tag in daai het, trim hom net, en dan sit jy maar nou net die anti-tangle sleeve so oor. Soos dit. En daar het jy hom. Nou het ons 'n KD-rig wat ek al my groot karpe gevang het by Potchefstroom. Hierdie stroppie werk vir my, in my opinie, die beste, want ek het baie confidence in hom en ek het net al baie groot sukses op hom gehad. En daar's hy. Daar's hy mooi gestoom en hierdie stroppie kan nou nêrens hak nie. Daar's sy.